Teen die agtergrond van vanoggend se boodskap is daar hierdie een vraag. Dis 'n eenvoudige vraag. Ons weet wat dit doen. Die kinders het interessante antwoorde gegee vanoggend toe ek vir hulle vra, "Wat doen lig?" En een van hulle sê, "Die lig bring die nag." Toe dog ek, dis nie so ver verkeerd nie. Maar vriende, eenvoudig, wat doen lig? Dit skyn. Lig skyn. En dis nogal interessant om bietjie na die skepping te kyk, wat lig doen. Wat byvoorbeeld lig met 'n plant doen. Wanneer lig op 'n plant skyn, dan groei die plant. Nog iets interessant van 'n plant is ook, 'n plant probeer nie om groen te wees nie. Hierdie mooi groen, hierdie pragt van hierdie blom, hulle probeer nie om dit te doen nie. Wanneer hulle naby in die lig leef, wanneer hulle in die lig is dit die effek wat die lig op plante het. En ek wil hê jy moet vanoggend net so 'n bietjie saam met my droom, terwyl ons om die tafel sit, terwyl ons saam met Jesus lewe, vandag saam met hom eet. Kom ons wonder vir 'n oomblik, terwyl ons die woord hoor vandag, dat wat kan hierdie lig alles met ons doen? Hierdie 4 ligte hiervoor is nou af. Hierdie spotlights het verskillende kleure kolletjies in hulle, ligpartikels. Hulle lyk heeltemal verskillend. Maar wanneer hierdie lig aan is en hulle bymekaar is, dan skyn dit 'n helder lig sodat ons hier God se genade helderder kan sien. En dit is wat gebeur wanneer ek en jy, wat heeltemal verskillend is, bymekaar kom en naby aan Jesus lewe. Dan skyn ons meer en dieper as wat ons ooit oor kan wonder of dink. Dan skyn ons Jesus se lig. So daar's 'n kernsin wat julle saam met my vanoggend kan onthou, so voor die boodskap. En dit is dat wanneer Jesus se lig in jou is, kan ander mense iets van Jesus in jou sien. Wanneer Jesus se lig in jou is, kan ander mense iets van Jesus deur jou sien. Vanoggend het ons 2 skrifgedeeltes. Die eerste kom uit 1 Johannes 1 van vers 5 tot 7. Ons klim so 'n bietjie in Johannes se skoene vanoggend. En dan klim ons ook in Matteus 5 in Jesus se skoene. Matteus 5 van vers 14 tot 16. Ons is daar in 1 Johannes 1 van vers 5. Johannes skryf, dit is die boodskap wat ons van hom gehoor het en wat ons aan julle bekend maak. God is lig. God is lig. En daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons aan hom verbonde is, ander vertaling kan ook sê met hom gemeenskap het, en tog in die duisternis leef, lieg ons, en leef ons nie volgens die waarheid nie. Maar, as ons in die lig leef, soos wat hy in die lig is ons aan mekaar verbonde. En reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. En dan klim ons in Jesus se skoene in Matteus 5 van vers 14, die bekende ligteks. Jesus is aan die woord en hy sê, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op 'n lampstaander. En so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, kan verheerlik.
Net tot sover. Julle is die lig vir die wêreld, sê Jesus. Het is interessant dat Jesus nie hier sê, probeer om eendag lig te word nie. Jesus sê, julle is die lig. En dan is ek weer in my besige maand Augustus, my kalender, wat so vol is. En ek dink Augustus het 'n geestelike gevaar. Nie die gevaar dat noodwendig dat ons ophou glo nie. Want ons gaan steeds erediens toe. Ons bid steeds, ons sing steeds. Maar die geestelike gevaar wat Augustus en hierdie besige tyd inhou, is dat ons ophou leef. Ons kan ophou leef. Kyk, in hierdie besige tyd kan ons baie goed funksioneer. Ons kan selfs in hierdie goeie tyd, besige tyd, so goed presteer. Ons kan selfs in hierdie besige tyd so goed organiseer. Ons kan hierdie besige lewe oorleef. Ons kan. Maar iewers diep binne in ons, diep binne, raak die lig dowwer. Diep binne. En miskien is dit waarom hierdie twee tekste vanoggend saam voor ons staan. Johannes sê, God is lig. Jesus sê, julle is die lig. Nou hier is 'n baie diep vraag vanoggend wat hier gebeur, vriende. En die vraag wat ons vanoggend vra is, hoe gebeur dit? Hoe gaan ons van God is lig na ek leef lig? Hoe beweeg ons daarna toe om uiteindelik lig te leef? Daar is 3 bewegings vanoggend waarby ons wil stil staan. En hierdie bewegings is 3 bewegings vir jou lewe, vir my lewe, wat ons lewe nodig het. Die eerste is, onthou wie God is. Jou en my lewe het nodig om te onthou wie God is. God is lig. Dit is waar Johannes begin. Johannes begin nie by my nie. Hy begin nie by ons nie. Johannes begin by God. God is lig. En dan gaan hy verder. Hy sê, en in hom is daar geen duisternis nie. En hierdie is belangrik vir my en jou lewe, vriende. Dis belangrik dat ons in ons besige lewe hieraan kan vashou. Hoekom? Want God is nie net 'n bietjie lig en 'n bietjie donker nie. Met ander woorde, God is nie vandag goed en môre is God wreed nie. God is nie liefdevol wanneer dit goed gaan nie. En God is nie afwesig wanneer dit sleg gaan nie. God is lig. God is lig. Daar is geen donkerte in hom nie. En vriende, dit beteken iets ongeloofliks belangrik vir ons lewe vandag. Want dit beteken dat jy nie jou identiteit uit jou omstandighede hoef te haal nie. Met ander woorde, jy is nie wat jou omstandighede vir jou sê nie. Want dit is so. Augustus kan jou identiteit probeer steel. Jou werk kan sê jy is wat jy bereik. Jou bankrekening kan vir jou sê jy is wat jy het. Jou
of sosiale media kan vir jou sê, jy is hoe mense jou sien. Jou mislukkings, jy is wat jy verkeerd gedoen het. En dan is dit nodig dat wat God vanoggend sê, God wat vanoggend vir my en vir jou roep, by die tafel roep hy, God sê, kom terug na my toe. Onthou wie ek is. Onthou wie ek is. En wanneer jy onthou wie God is, begin jy onthou wie jy is. God is lig. Julle is die lig. God is lig. Julle is die lig. Die eerste wat belangrik is vir ons lewe, voortdurend onthou wie God is. Die tweede beweging vanoggend wat belangrik is vir ons lewe is, ek en jy hoef nie lig te maak nie. Ek en jy hoef nie lig te produseer nie. En vriende, hier kan ek en jy vanoggend 'n groot sig van verligting gee. Want hier is 'n belangrike onderskeid. Ek en jy word nie lig deur harder te probeer in ons lewe nie. 'n Lamp sit nie in 'n hoek en sê, ek moet harder skyn nie. 'n Lamp sit in 'n hoek, maar hy is ingeprop by die ligbron. En dit is een van die diepste dinge van disippelskap. Disippels se roeping is nie om lig te vervaardig nie. Ons roeping is nie om Jesus se lig te vervaardig vir die wêreld nie. Ons roeping, 'n disipel se roeping, is om naby die lig te bly. Dit is disipelskap. Om naby aan die lig te bly. Met ander woorde, die diep vraag vandag is nie, hoe kan ek en jy 'n beter Christen word nie? Dit is nie die vraag nie. Die vraag vanoggend is, hoe kan ek so bewus van Jesus se teenwoordigheid leef, dat sy lewe deur my begin vloei? Hoe kan ek so bewus raak van Jesus se teenwoordigheid, dat sy lewe deur my begin vloei? Want dit is wat ons lewe die nodigste het, vriende. Dit is die grootste vreugde wat daar bestaan in hierdie lewe, is om naby aan Jesus te bly. Daar is nie 'n groter vreugde nie. En dis hoekom dit so belangrik is om dit te bid elke oomblik van my lewe. Here, maak my bewus van U môre as ek in die motor ry na my besige werk toe. Here, maak my bewus van U. As ek môreoggend in my kombuis staan en die week lê voor my, Here, maak my bewus van U. As jy môre met jou motor jou kantoor bereik, nog voordat jy daai dagboek oopmaak, die kalender oopmaak, iets self nou gehoor, ek het nie eers geweet dis volgende Sondag die 23 Augustus nie. Dis woes. Dis rof. Maar wanneer jy môre in jou kantoor is, Here, maak my bewus van U. Vanoggend het ons jong maats gehad wat nog op skool is. Ek sien van hulle hierso. Maats, die jaar se tyd hardloop uit. Dis 'n rowwe tyd wat nou voor lê. Die lekker sportgebeure is agter ons. En nou is daar so 'n bietjie spanning. As jy môre in daai klas is, Here, maak my bewus van U. Jou huwelik.
Ek het nodig om in my huwelik te bid, Here, maak my bewus van U. Maak my bewus van U. Jy sit dalk hier en jy het 'n vergadering hierdie week wat dalk 'n bepalende faktor in jou beroep kan hê hierdie week. Jy het 'n rowwe vergadering wat voor lê. Here, maak my bewus van U teenwoordigheid. Jy sit vanoggend hier en jy het kom aansluit by die tafel. Jy het jou voete so huiwerig amper ingestoot, want daar is 'n hengse klomp spanning. Spanning wat jy met jou saambring, wat ek vanoggend hier met 'n kettingsaag kan deursaag. Die atmosfeer van die spanning wat daar tussen ons is, vriende. Here, maak my bewus van U teenwoordigheid, want ek wil vanoggend vir jou kom sê, waar is God? Hy is daar. Hy is in daai spanning. Is God. Hy is in daai vergadering, hy's in daai klas, hy's in daai motor, hy's in daai kombuis. Hy is in daai huwelik. Hy is daar. Hy is naby. Here, maak my bewus van U. Dankie dat ek nie lig hoef te maak nie. Jou lewe het nodig om dit te hoor. En jou lewe het nodig om dit te leef. Onthou wie God is. Jy hoef nie lig te maak nie. En dit bring my by die derde ding, die moeilike ding. Hier's moeilike woorde wat Johannes hier gooi in hierdie vers, vriende. Die derde ding is vir my in jou lewe, en Johannes is baie reguit, leef in die lig. Leef in die lig. Johannes sê, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons. Nou vriende, ek weet nie van jou nie, maar hierdie is nogal harde woorde vanoggend. Maar ek wil vanoggend ook vir jou dit sê. Johannes skryf nie hierdie woorde vir sy lesers, vir sy eie lewe nie, om ons lewe op te roep tot perfeksie nie. Dit is nie hoekom Johannes hierdie skryf nie. Maar hier is 'n oproep ingeteken in hierdie vers. En dit is 'n oproep tot integriteit. Integriteit. Jy sien vriende, my lewe, my binnelewe het hierdie lig nodig. Die lig is nie net vir die wêreld om te sien net uit ons uitgaan nie, soos ons klere sien nie. Johannes is hier baie diep besig. Hy sê hierdie lig, onthou vir jou lewe, het jy hierdie lig binne nodig. Ek het nodig om hierdie lig in my lewe te hê. Ek moet my oopmaak vir hierdie lig. En dit is wat dit beteken om in die lig te leef. Dit beteken hierdie, dat ek hou niks doelbewus van God weg nie. Ek hoef nie voor God voor te gee nie. Ek kom by 'n ruimte waar ek kan sê, Here, hier is my woede. Hier is my woede. Here, hier is my jaloesie. Hier is daai stuk jaloesie hier binne in my. Here, hier is daai vrees. Daai vrees. Here, hier is my begeerte om beheer te hê in hierdie lewe. Hier is daai begeerte van my. Here, hier is my moegheid. Hier's my moegheid. Dit keer my. Uiteindelik is ons daar waar Johannes skryf. Here, hier is my sonde. My sonde, hier is dit.
Jy sien, wanneer ons dit vir mekaar doen en wanneer ons dit vir mekaar gee, wanneer ons vir mekaar hierdie deel van ons lewe oopmaak, vriende, dit is baie moeilik. Want wat ons gewoonlik ervaar in hierdie lewe is 'n skaamte. En dit is nie maklik om dit in hierdie lewe dalk reg te maak nie. So ek hou dit eerder terug. Maar vriende, dit is nie die doel van God se lig nie. God se lig is nie daar om jou en my skaam te maak nie, te beskaam nie. Die doel van God se lig en hoekom hierdie deel van die lig vir my lewe so belangrik is, want my lewe het genesing nodig. Ek het genesing nodig. Jou lewe het genesing nodig. En dit is die doel van lig. Dit was nog altyd die doel van God se lig. Laat daar lig wees, is om die donker chaos weg te dryf. Laat daar lig wees. Dit is die wonder wat gebeur in ons lewe. En 'n ou kan dit nie beskryf as jy dit nie ervaar het nie. Daardie vryheid wat die lig bring in jou lewe. Johannes sê dit baie diep in hierdie vers. Hy gee hierdie verskriklike moeilike woorde wat ons amper nie wil lees nie. Maar dan gee hy ook die krag van hierdie lig. Hy sê die bloed van Jesus, sy seun, reinig ons van elke sonde. Die bloed van sy seun, Jesus, reinig ons van elke sonde. En dit is die doel van Jesus se lig, God se lig. En dit is om ons vry te maak. En hier kan ons baie diep gaan, vriende. Ek wil net 'n oomblik skets vanoggend daarvan. Dit is presies hier waar die daar hier kom. Dit maak dalk nie nou sin wat ek sê nie. Dit is presies hier waar die daar tot hier kom. Waarvan praat ek? Dit wat Jesus kom doen het. Jy sien, Jesus het nie gekom om ons te kom leer net om eendag hemel toe te gaan nie. Jesus het die daar tot hier nou gebring. Hy was dit. Hy is dit. En die evangelie is die goeie nuus dat God se koninkryk nou beskikbaar is. God se lewe vir jou en vir my. En disippelskap leer ons om ons gewone lewe binne daardie werklikheid te leef. Dat ek en jy ons lewe kan leef binne die werklikheid van God se lewe, sy koninkryk. Die daar, hier, nou. En Jesus bring iets baie groter as net die hemel. Hy bring die lewe van God nou. Die koninkryk van God is waar God se wil gedoen word. Waar God se liefde gebeur. Daar is die hemel. Daar is die koninkryk. Waar God se vrede gebeur. Waar God se waarheid gebeur. Waar God se genesing gebeur. Daar is die koninkryk van God. Daar waar God se vergifnis gebeur, daar is God se lewe, God se koninkryk. Die hemel is nie net iets waarna toe ons eendag gaan nie. Die hemel is 'n werklikheid wat Jesus begin deurbring het.
En nou word ons deel daarvan. En ons bring die hemel nader wanneer ons Jesus se lewe vandag skyn. Wanneer sy lewe vandag deur ons skyn, dan bring ons die hemel nader. Skyn Jesus se lig. Skyn sy lig. Skyn sy lig, want daar is 'n skool wat ons lig nodig het. Skyn sy lig, want daar is 'n gesin wat ons lig nodig het. Skyn Jesus se lig, want daar is 'n ouer mens wat sy lig nodig het. Skyn Jesus se lig, want daar is iemand wat alleen voel en sy lig nodig het. Skyn Jesus se lig, want daar is iemand wat moed verloor het, wat sy lig nodig het. Skyn sy lig. Daar is iemand wat nog nie weet dat God goed is nie. Skyn sy lig. En miskien gaan hulle nie hierdie week eerste in 'n preek dit sien nie. Dalk miskien gaan hulle dit in jou sien. Jesus se lig. En dalk miskien moet ons net weer hier van ons besige lewe van Augustus net weer vir 'n oomblik hier terugkom by hierdie tafel. Ek nooi jou uit om te beweeg na hierdie tafel met jou lewe, met die uitnodiging, terug na jou identiteit, terug na jou roeping, terug na jou visie, terug na die eenvoudige vreugde om net saam met Jesus te leef. Dit is waarna toe ons uitgenooi word, om saam met Jesus te leef. En ek wil jou hier vra, ek wil jou lewe vra. Wanneer laas het jou lewe stil geword en net besef Jesus is hier, jou lewe? Wanneer laas was jou lewe verwonderd? Jou lewe. Wanneer laas was die laaste keer wat jou lewe iets gedoen het omdat liefde jou lewe gedryf het om dit te doen? Liefde het jou gedryf om dit te doen. En ek dink dit is die klimaks vanoggend. Want hier is die geheim van lig leef. Om lig te leef. Ons probeer nie om lig te wees nie. Ons kom na die lig. Ons bly in die lig. Ons ontvang die lig. En dan? Wat gebeur dan? Dan skyn ons die lig. En ek hoor 'n klein jong stemmetjie vanoggend sê, baie klein. Dominee, oom, meneer, wat is die kerk vandag? Hoe sien oom, dominee, meneer vandag die kerk? Een vlam. Net een vlam. Net een vlam. Pinkster hoef nie weer met 'n Hollywood atmosfeer te gebeur soos die eerste keer nie. Net een vlam. En dis die wonder van lig wat ons vanoggend deel het. Die wonder van lig is dat wanneer jy dit deel, dan word die lig meer. My lig word nie minder as ek my lig gee nie.
Die lig word meer, die lig skyn. En ons oë gaan oop. Want sien, hy word meer in my lewe. Dit is die kerk. Net een vlam. Jesus het een brood geneem. Ek weet nie hoeveel brode voed ons vandag nie, maar Jesus het een brood geneem. En hy het begin om die brood te breek. En hy het dit uitgedeel. En hy het gesê, dit is my liggaam. Hy het die beker geneem. En dit geskink. En hy het gesê, dit is my bloed. En hy het dit gegee, sodat elkeen Jesus kan ontvang. Wanneer jy vandag hierdie brood eet, onthou dat Jesus gee homself vir jou lewe. Jy ontvang sy genade. Here, ek ontvang vandag u lewe. Ek ontvang sy teenwoordigheid. En wanneer jy vandag die beker drink, onthou, die lig van Jesus Christus is sterker as die donkerte in jou. Jy hoef nie weg te kruip nie. Jy hoef nie voor te gee nie. Jy kan in die lig kom. Kom na die lig. Roep die Here Jesus. Neem, eet, dink daaraan en glo, dat Jesus se liggaam vir jou en vir my gebreek is. Neem, drink, dink daaraan en glo, dat sy bloed vir jou en vir my gevloei het, vir elke liewe sonde van ons. As daar enige een is wat die beker nodig het, gee asseblief vir ons 'n aanduiding daarvan. Enige een wat die beker graag wil gebruik, u is welkom. Ek het in die eerste diens gesê, daar's 'n paar liedere wat by my opkom wanneer ek hierdie klankies hoor van die plastiek wat so klap. Ek sal nou nie die een liedjie se naam noem nie. Maar die ander liedjie herinner my, daar's 'n lied, 'n loflied in Engels wat sê,
Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. En dis my gebed vir ons geloofsfamilie, ook vir die geloofsfamilie waaraan jy behoort, as jy vandag by ons kom kuier het. Gaan terug. Gaan terug en ontvang die hemelse seën wat die Here laat neerreën op ons lewe. En dan moet ons die uitnodiging hoor, vriende. Mag ons weer terugkom. Mag ons voortdurend weer terugkom. My lewe, jou lewe, het hierdie baie nodig. Mag ons nie vergeet nie. Staan saam met my, dan sluit ons af met die slotlied en dan spreek ek die seën van die Here oor ons elkeen. Ons gaan nou uit hierdie kerk. Ons gaan terug na Augustus. Ons gaan terug na werk. Ons gaan terug na skool. Ons gaan terug na besige huise. Ons gaan terug na gewone maandae. Maar ons gaan nie dieselfde terug nie. Want ons skyn Jesus se lig. Gaan leef in die lig. Gaan dra die lig. Gaan deel die lig. Gaan skyn die lig. Die donker kan die lig nie oorwin nie. Mag julle hele lewe 'n venster word waardeur mense die lig van Jesus kan sien. Skyn Jesus se lig. Amen.